Vandag kyk ons na iets regtig fascinerends, 'n filosofiese raaisel wat eintlik maar net een sin lank is, maar wat 'n hele padkaart na diep wysheid bevat. Ons gaan saam die geheim van deur 29 ontsyfer. So, is jy reg? Kom ons spring weg. Hier het ons dit. Dis die raaiselagtige vers wat die kern van alles vandag is. Dit kom uit 'n teks wat bekend staan as die rol van wysheid. En al is dit nie 'n antieke historiese teks nie, is dit soos 'n pragtige filosofiese legkaart. Dink daaroor, dit praat van 'n massiewe, uitgestrekte fondasie, maar dan 'n baie spesifieke ingang. So, kom ons doen dit. Kom ons breek hierdie twee dele, die pilare en die deur, stuk vir stuk oop. Goed, so kom ons begin by die heel eerste deel van hierdie stelling. Wat presies beteken dit dat wysheid op 281 pilare staan? Jy weet, daai beeld alleen skep dadelik 'n gevoel van iets massiefs, iets kompleks en iets wat net allesomvattend is. So, wat is hierdie pilare? Wel, dink daaraan as letterlik die totaliteit van alles wat die mensdom al ooit bymekaar gemaak het, al ons kennis en ervaring. Dis elke veld van studie, elke kunswerk, elke filosofiese gedagte, elke groot oomblik in die geskiedenis. Dis die volle breedte van alles wat ons kan leer en weet, van fisika tot sielkunde, van musiek tot die wette van die natuur. Dis die hele lot. Maar jy moet wonder, hoekom spesifiek die nommer 281? Dis sekerlik nie net toevallig gekies nie. Dis nogal interessant want dis 'n priemgetal wat dalk daarop dui dat elkeen van hierdie kennisvelde fundamenteel en uniek is. Maar die belangrikste is dat dit 'n fondasie simboliseer wat net enorm, amper oorweldigend groot is. Dis die somtotaal van alles wat ons as mensdom al ontdek het. En dit bring ons nou by die deel wat my die meeste intrigeer, want ten spyte van hierdie massiewe fondament is die ingang tot die geheim van wysheid baie spesifiek. Kom ons kyk 'n bietjie hoe hierdie idee uitspeel. En hier sien 'n mens daai skrille kontras perfek. Ons beweeg van 'n woud van 281 pilare na 'n enkele, gefokusde ingang, nommer 29. Dit sê vir ons dat terwyl die fondasie van kennis wyd en breed is die toegangspunt tot ware wysheid, jy weet, tot die geheim daarvan, nou en gefokus. Jy kan nie deur al 281 deure op een slag probeer stap nie, né? Jy moet een kies. Hierdie is 'n briljante manier om die kernverskil te sien. Aan die een kant het jy die 281 pilare. Dis 'n see van feite, die rou data. Dis kennis. Maar aan die ander kant het jy deur 29 en dit is die lig van ware begrip, van wysheid. Dis die vermoë om al daardie kennis te vat en dit op 'n diep, betekenisvolle manier te verbind en toe te pas. Dis dalk selfkennis of empatie of daai een fundamentele insig wat alles anders net in plek laat klik. Maar 'n mens moet steeds wonder, hoekom juis hierdie nommers 281 en 29? Is dit net toevallig of is daar dalk 'n dieper betekenis, 'n verborgde kode wat die verband tussen hierdie breë fondament en die noue ingang vir ons verduidelik? Wel, dit blyk daar is. En dis waar hierdie raaisel 'n ongelooflike, amper magiese wending neem. Kyk mooi hier. As ons die syfers van die pilare bymekaar tel, 2 plus 8 plus 1, wat kry ons? 11. Okay, hou daai gedagte. En wat van die deur? 2 plus 9, dis ook 11. Sien jy dit? Die breedte van die fondasie en die diepte van die ingang deel presies dieselfde numeriese essensie. Hierdie verborgde simmetrie bind die hele raaisel net op 'n ongelooflike mooi manier saam. En die getal 11 is nie sommer net enige ou getal nie, veral nie in hierdie soort simboliese denke nie. In numerologie word dit gesien as 'n meestergetal. Dis 'n getal wat gekoppel word aan intuïsie, geestelike insig, selfs verligting. Die feit dat beide die pilare en die deur na hierdie getal lei, is seker die diepste boodskap van die raaisel. Die uiteindelike doel van al daardie wye kennis, die 281 pilare, is om jou te lei na 'n diep, intuïtiewe begrip deur 29. Hulle is regtig net twee kante van dieselfde munt. So wat is die groot wegneempunt hier? Die deurslaggewende idee is dat die vers nie gaan oor een bo die ander kies nie. Dis nie breedte of diepte nie. Nee, dit beskryf 'n volledige proses, 'n tweeledige pad na wysheid. En hier is die praktiese padkaart wat hierdie raaisel vir ons gee. Die boodskap is eintlik baie duidelik. Wysheid het albei nodig. Eerstens, 'n wye verkenning. Gaan leer oor die wêreld, versamel kennis, wees nuuskierig.
Maar moenie net daar op die oppervlak bly nie. Tweedens, en dis die sleutel, soek jou deur 29. Daai een kernwaarheid, daai passie of insig wat al jou ander kennis anker en dit in ware wysheid verander. En dit bring ons by die heel laaste vraag, en dis 'n vraag wat ek eintlik vir jou wil los om oor te dink. In jou lewe, in jou werk, in jou soeke na begrip, wat is jou deur 1029? Watter enkele gefokusde insig is die sleutel wat al jou ander kennis en ervarings ontsluit en vir jou ware betekenis gee?